ingeskakel hier by Milie Familie hier op 90.7 Kos vir jou ore en saam met my in die ateljee is Liesel Pretorius hier van Lewende Woord en Redeeming Love. Hallo Liesel, hoe gaan dit met jou vanmôre? Hi Madeleine, baie goed, dankie en jy? Nee, jy's hier lekker. Dit is lekker reën gehad gisterand en dit is so 'n mooi skoon dag buitekant. Ja, lekker staptyd. Ja, lekker staptyd. Nou Liesel, vir die mense wat nou nie weet nie, wie is jy? Waar is jy betrokke? Hoekom is jy hier? Okay, ja, ek is Liesel Pretorius en ek is nou al 12 jaar by Lewende Woord en ek wil sê uit my journey met die Here het Redeeming Love ontstaan. Ek het 'n hart vir gebroke vrouens en kinders. So en die Here het hierdie, ek wil sê, geskenk vir my gegee om dit te steward. En dit is waar Redeeming Love vandaan kom. So dis 'n ministry vir vrouens en kinders wat uit situasies uitkom van mensenhandel, prostitusie en dan geweld, misdaad. So ons stap 'n pad saam met daai vrouens, pad van healing. En ons het op hierdie stadium met ons 'n safe house begin waar ons hierdie vrouens ook na toe kan vat en 'n 3 maande tydperk saam met hulle kan spandeer daar van healing, van berading, liefde, aanvaarding. Ek dink dit is 'n groot ding, is aanvaarding. En daar kan hulle ook leer, ek wil sê skills training. Ons het 'n amazing kursus gekry van die universiteit vir Excel en Word, 'n beginnerskursus, net om iets op 'n CV ten minste te sit. So daar's soveel goed wat gebeur het die afgelope tyd wat die Here net in plek gesit het, die huise gegee het. Letterlik as ek sê gegee het die Here dit vir ons gegee. En mense het ingekom en kom mooi maak en kom reg maak. En nou nog is daar mense, volonteërs van buite af wat sê, weet jy wat, ek het hierdie skill en ek wil dit kom gee vir hierdie vrouens. So nee, die gemeenskap is amazing met dit ook hoor. Dis amazing. Nou Liesel, môre die 19de nou, Oktober, dis nou die Freedom Walk môre. Wil jy vir ons bietjie meer vertel daaroor? Ja, die Freedom Walk is 'n inisiatief van Christine Kane. En dit is 'n landwyse ding. Dit is ons 10de jaar wat dit gebeur, wat hulle stap vir bewusmaking teen human trafficking. So reg oor die land môre stap daar duisende mense vir bewusmaking teen dan die mensenhandel. Ons het al gepraat daaroor wat ons sê, ons dink in Bloemfontein gebeur hierdie goed nie. En dit gebeur in Bloemfontein. Ons was net weer die week by universiteit gewees. En by die universiteit wat vrouens uitgekom het en meisies wat uitgekom het en vir ons situasies kom verduidelik het. En dit grens aan mensenhandel. Dus dan waar hulle, ek wil sê, persentjies kry, weet, mooi na gekyk word. Ons het 'n nuwe telefoon, maar dit word gegee in ruil vir iets anders. Gunsies en gawes. Dit is presies, ja. Ons gaan nou net gou so 'n paar liedjies luister en dan gesels ons weer. Dit was Carrie Underwood se Jesus Take the Wheel en ons bid regtig dat Jesus die wiel moet vat. Jesus die wiel moet vat môre daar by die Freedom Walk. Nou Liesel, die Freedom Walk is nou môre by Loch Logan. Die starting point is by Loch Logan se food court. Se parking lot. Ja, dit is 'n mond vol, ek moet dit nou mooi sê. En dan dis 'n 5 km stap, né? Dis 'n 5 km stap. Ons begin daar by die ek wil sê die oop parkeerplek. Mense kan nog registreer van môreoggend 7:00 af tot dan 9:00 wat ons begin. En dan moet hulle almal net swart aantrek, all black, en ons gaan hulle praat van 'n single file stap tot in die middestad en dan weer terug. Mense vra nog ons hoekom stap ons middestad toe. Ek wil sê die 5 km is dis 'n klein afstand vir waar ons wil sê bewusmaking doen waar baie van hierdie gevalle is. So ons stap tot by die plein en dan stap ons weer 2.5 km weer terug na die waterfront toe. En dit is vir bewusmaking vir jy weet mensenhandel. So ek wil sê partykeer dink ons is vir ons mense om te sien wat goed is dat mense begin bewus raak dat dit wel in Bloemfontein gebeur. Hierdie goed gebeur in elke area. Dit is nie net in die middestad nie, maar ons middestad is die teikengroep eintlik. Ja, ek wil nie sê die uneducated nie. Ek wil sê hulle weet nie van hierdie bewusmaking nie. Dis reg. Dis alwaar dit is hoekom julle dit daar doen. Ja. Nou Lisa, ja, dis 2,5 km soontoe en 2,5 km terug. En ons het 'n podcast gedoen so rukkie terug nou oor wat
alles hier onder ons neuse gebeur hier in Bloemfontein. So asseblief gaan hou ons spasie daar op Redeeming Love, dit ook op hulle Facebook, ons het dit op ons Facebook. En mense, ek dink nie besef wat regtig hier aangaan nie. Dit is nogal scary. So asseblief, julle gaan registreer daar by Redeeming Love, daar's 'n skakel wat jy kan gaan registreer. En Liesel, nou wil ek gou by jou hoor, die mense wat nou nie kan stap nie. Kan hulle nog steeds kom betrokke raak daar? Ja, ek het nou nog 'n paar mense wat vir my gesê, weet jy wat, hulle sien nie kans vir die 5 kilos nie. Ons het nog op hierdie stadium marshals nodig. So enige een wat net wil betrokke raak, wat wil sê, luister, ek wil deel wees, kan my kontak enige tyd. En ons kan vir jou, ek wil sê, 'n werkie gee. Daar's nog registrasies wat moet gedoen word. Dit is baie maklike prosesse. Verstaan, dis 'n QR-code wat gescan moet word. So jy het nie nodig om enigsins iets te weet om te kom help nie. So om 'n marshal te wees, om te kom registreer, jy weet, registrasies te hanteer. Enige volunteer is welkom om te kom help. En al staan jy ook net daar. Verstaan, kom daag op en maak bewus. Kom ons maak die mense bewus van dit. Ons kom in groot getalle. Hoeveel registrasies het julle al so ver gekry? Ons het seker nou al so 350 registrasies wat mense geregistreer het. Ja, nee, so net hier in Bloemfontein. Dit is ongelooflik. En ek het nou al gesien, party mense is nogal wil sê half Afrika tyd, as ek dit nou so kan stel. So ek dink môreoggend gaan daar ook nog 'n heel wat registrasies inkom. Ons glo so, ja. Ons bid vir dit, ons bid regtig vir dit. Nou ja, julle is ingeskakel hier by Mielie Familie, ons gesels nou weer met Liesel. John Farnham se You're the Voice. Nou ek wil graag hier van die Mielie Familie, wil ek julle almal aanmoedig om The Voice te gaan wees môre by die Freedom Walk. We're not gonna sit in silence, we're not gonna live with fear. Nou ja, jy is hier in die ateljee saam met my hier, saam met Liesel Pretorius van Lewende Woord en Redeeming Love. Nou Liesel, ons het nou so 'n bietjie gepraat oor die Freedom Walk wat môre gaan gebeur. En ek het nou vir jou 'n interessante vraag hê. As iemand nou weet môre vir jou sê, luister, ek is in so 'n situasie, help my. Wat is die proses wat nou daarna kom? Ja, dit is nou nogals interessant en ek dink baie mense wonder daaroor. As 'n vrou in 'n situasie is, en ek wil sê met die stap dalk môre, is daar iemand wat ons mee, jy weet, kennis maak en die persoon sit in daai situasie, kan ons dadelik, ek wil vir jou sê, dadelik 'n plan maak. As sy dadelik wil uitkom, kan ons haar vat en dan sy kan syfels toe gaan, waar sy dan 'n pad kan stap van healing. Dit is, baie keer dink ons, ons kry gevalle waar die vrouens aangehou word en waar hulle gerescue word, wat hulle uitgehaal word uit situasies uit. Maar baie keer is in Bloemfontein veral is daar vrouens in situasies wat so afhanklik gemaak is van dwelms en hulle moet daar bly. Verstaan, hulle sien op die einde van dag, maar weet jy wat, dis dalk die enigste keuse. Ek wil, en party van hulle wil daar bly. So dis 'n moeilike situasie baie keer. Ek kan sommer vertel van een van die situasies wat ek al mee betrokke was. Ek het inligting gekry van die vroutjie wat in so 'n situasie is. Sy word uitgehuur as prostituut in Bloemfontein en sy het vanaf 'n gastehuis gewerk. En ek het met haar begin kontak maak. Hulle het maar meeste van hulle het fone, dit word na gekyk. So dis nie dat ek enige conversation kan voer enige tyd nie. So ek en sy het begin met mekaar praat. En ons het ons mense reg gekry en sy wou uitgekom het. Wat eintlik amazing was, as mens besef die hele aanloop van dat ons die inligting gekry het, totdat ons haar uitgekry het ek en sy gepraat en sy het vir my gesê, okay, sy gaan niks saamvat nie. Sy word dopgehou, maar hulle gaan uit die gastehuis uit vir kliënte. So sy gaan maak asof sy 'n kliënt ontmoet daar buite. Ons het gery en ek het haar heeltyd op hoogte gehou van die tyd. Jy weet, ek is oor 'n halfuur daar, hou die tyd op. Ek gaan, as ek 10 minute, ek's 10 minute weg. So ek het heeltyd met haar, jy weet, die tyd het sy dopgehou. En toe ek vir haar sê, ons staan voor die plek, klim. Toe het die vrou, die ander vrou, dis ook 'n vrou in Bloemfontein wat ek wil sê hulle recruit die meisies. En sy het badkamer toe gegaan. En daai vrou wat wou uitkom, kon haar hele sak vat en kon klim. En dit is die amazing stories wat die Here net die deure oopmaak. En die vrou kon uitkom en ons het 'n gastehuis gekry. Op daai stadium het ons nie die syfels gehad nie. Het ons 'n gastehuis gekry. Ons het met haar geslaap in die gastehuis
en van daar af het ons die proses deurgevoer. Yes, dis wonderlik, nê, hoe die Here net daai vrou op daai spesifieke oomblik net laat badkamer toe gaan het, Ja. en sy kon net haar goed vat en gaan. So daar's dadelik opsies, daar's Ja. dadelik vir hierdie, dit is nie nodig om soos jy sê, enigiets te vat nie, want daar sal iets wees, daar sal klere wees, daar sal Ja. kos wees, daar sal versorging wees na die tyd, so Ja. hulle kan dadelik net uitkom. Joh, dis nogal 'n ongelooflike storie en dan wil ek ook gou by jou hoor, daar's nou ander mense wat ook betrokke is nou môre, soos die polisie en al die dinge, is hulle ook betrokke daar? Ja, Hulle daar gaan ons lei en ja, al die dinge. die verkeersdepartement is daar. Dis 'n geregistreerde, ek wil amper sê optog, maar dis nie 'n optog nie. Stap so nee, die verkeersdepartement is daar. Ons het mense langs die pad. So dis 'n veilige, baie veilig. So ons hoef nie daaroor te bekommerd wees nie. En dan Liesel, dan wil ek ook gou by jou hoor, daar het ek nou my punt verloor. Ekskuus, dit gebeur nogal baie met my. So ja, dit is 'n veilige en ekskuus, is my punt nou, en dit is absoluut stil. Dis 'n stil, Ja. niemand praat nie. Ja. Nee? Ek dink, weet jy wat, ek dink min van ons het al ooit gaan stil sit en gaan dink oor mensehandel. Ek dink dit is baie keer so ver weg van ons af dat mense dink dit is nie deel van ons nie. En dit is so, mense wil nie praat oor die lelik van die lewe nie. Mense soek die mooi goed en veral in vandag se tyd, ons sal liewer na 'n ding toe gaan wat die mooi represent. Maar die silent walk is om bietjie te gaan dink, verstaan, en ek wil amper sê uit my eie hart uit om bietjie te gaan bid. Ek vertrou die Here dat die Here die gemors sal oopmaak en dat hierdie vrouens uit hierdie gate uit sal kom, dat daar 'n plek van lig sal wees, dat hulle die lig sal sien en dat daar iemand sal wees wat 'n hand kan uitsteek en sê kom, hier is 'n geleentheid vir jou om uit hierdie situasie uit te kom. Absoluut. Ons het laas ook gepraat in die podcast, verstaan, mens gaan nooit hierdie ding heeltemal kan oorwin nie. Ja. Maar mens kan probeer om dit minder te maak. Verseker, ja. So, en dit is nou wat julle doen, en dan daar's die syfels daarso, daar is polisie daar is, dit is soos jy sê, dit is 'n veilige omgewing. So as jy voel jy is in daai situasie en jy wil uitkom, gaan môre, gaan doen jou 5 kilos. Gaan maak en dan jy wat nie in so 'n situasie is, jy gaan maak 'n verskil, en as jy iets agterkom ook, kontak vir Liesel. Jy gaan net daar wees, en dan sal Cindy ook, né? Ja, Cindy is van Rain Church, ons host dit saam, die event. Ons het, ek wil of sê ek partner, skus ek praat nou baie Engels oor, maar ons partner met I21. So ja, ons reël dit in Bloemfontein. Ag, baie dankie. Ons gaan nou weer lekker gesels daaroor. Dit was ook kind van Bernice West. Ek is in die ateljee saam met Liesel Pretorius van Redeeming Love en Lewende Woord. Nou Liesel, ons gaan nou amper afsluit. Ek wil net gou by jou hoor, weer nou net, laat ons net vir almal weer net duidelikheid gee oor waar is die Freedom Walk, wanneer is die Freedom Walk, hoekom is die Freedom Walk, Okay. al die dinge. Ja, die Freedom Walk is môreoggend 9:00 vanaf die Waterfront. Ons almal kom by mekaar, ek wil sê kom voor 9, sodat ons, ek wil sê die registrasies kan afhandel. As jy daar kom, gaan hulle vir jou, ek wil sê incheck ook. So ons gaan die getalle gaan ons weet op die eind van die dag. So kom bietjie vroeër as 9:00. Ons gaan 9:00 gaan ons begin stap vanaf die Waterfront 2.5 kilos in die middestad in en dan weer 2.5 kilos uit die weer terug na die Waterfront toe. So almal swart aangetrek. Daar is nog 'n paar T-shirts te koop vir R150 by my. So as jy 'n T-shirt wil hê, kontak my eintlik sommer nou, wil ek sê, dat jy weet jy het 'n T-shirt. En dan T-shirts. Ja, dit is mooi T-shirts. Ja, so dan stap ons 9:00 almal van daar af en dit is 'n silent walk en die res van die mense kan almal net swart aantrek. Bring jou water saam. Ons het gekyk na die weer. Ek dink is so 20 grade as ons stap, maar dit gaan lekker warm wees. So trek jou tekkies aan en kom stap saam met ons vir bewusmaking teen mensehandel in Bloemfontein. Kom maak 'n verskil. Gaan wees soos wat ons nou die liedjie geluister, You're the Voice. Kom maak 'n verskil, kom daag op, wees die stem wat vir daai meisies wat nie hulle stem kan gebruik nie. Dis reg. Nou baie dankie Liesel dat jy met my kom deel het vir oggend en ek sien jou môre daar, familie gaan daar wees om uit te saai en ons gaan so tussenin met Johan gaan die onderhoud van die jaar hanteer. So ja, bly ingeskakel vir daai
vir daai gesprekke môre. Dit gaan nogal baie nice wees. So baie dankie Liesel, ek waardeer dat jy ingekom het vandag. Dankie vir julle familie FM vir die bewusmaking. Dankie. Asai.